Goeiemôre almal. Vandag is dit donderdag, dis die 2de Julie, die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk vir ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag wil ek vir jou 'n bietjie sê die tyd van beslissing. Nou dit klink nou nie of ek nou weet waarvan ek praat nie, maar hulle sê dat jy kan nie 'n vrug ryp druk nie, maar jy kan ook nie te lank aan die boom hou. Net so sê Johannes 4 van die lande wat ryp is en die oes is reg om geoes te word. Daar's natuurlik baie redes waarom daar nie te lank getalle moet word nie. Die belangrikste rede is waarskynlik die feit dat niemand weet of hy môre nog hier sal wees nie. Jakobus stel dit baie duidelik waar hy skryf: Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad of na daai stad toe gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe. Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas daarvan, as julle sê dat as dit die Here se wil is en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet wat om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Jakobus 4 vers 13 tot 17. En dan Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Die Bybel sê dus dan vir ons, dat ons môre kan dood wees, dat niemand weet of hy môre nog sal lewe en hier sal wees nie. Niemand weet dus of dit nou regtig die laaste kans is om sy lewe tot God te rig en sy lewe vir hom te gee nie. Ons weet natuurlik dat elkeen van ons nie dalk 'n laaste kans sal hê om dit aan te gryp nie. Hierdie wete maak uitstel baie, baie gevaarlik. En daarom is dit so belangrik dat ons wat sielewenners is, wat uitgaan en die woord verkondig en vir mense sê, jy moet jou lewe bekeer, dat ons nie sal tyd uitstel om vir 'n mens te sê, dit kan dalk jou laaste keuse wees nie. Nou koning Agrippa het ook so 'n kans gehad en het hy dit gebruik? Kom ons lees hierso in Handelinge 26 en ek gaan vir ons lees hier vanaf vers 19. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan al die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. En om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en ek getuig aan klein en groot en ek spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het wat sou gebeur nie, dat die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem: Jy is kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand, want die koning met wie ek ook vrymoedigheid spreek, weet van hierdie dinge wat ek glo, nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, maar dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te wees. En Paulus sê, ek sou wel glo en God bid, dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek, buiten hierdie boeye. So kom ons bid saam en ons vra vir die Here om ons te help, om vir ander te vertel, wie is Jesus en dat hy nog steeds red. Almagtige God en Hemelse Vader, ons wil u loof, prys en eer. Here, ek bid dat mense nie soos koning Agrippa sal wees, wat sê jy beweeg my byna om 'n Christen te wees, maar wanneer hulle die woord van God hoor, dat hulle in vrees en bewing hulle lewe tot God sal keer en sal sê, Here, ek het u nodig. Here, kom en wees my verlosser en my redder van my lewe. Halleluja, dankie Here. Seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.